die Here. Almal sê, alhoewel, nogtans sal ek. Nou, almal ken hierdie gedeelte, dink ek, Habakuk, né? Al is hierdie situasie so, al is daar geen oes op die veld, al gebeur daar niks daar buite, nog steeds sal ek wat. En my vraag is, my boet, my sis, al is jy frustreerd, nogtans sal jy wat. Al is jy negatief in jou siel, al is daar goed wat jy deurgegaan het in jou siel, al is daar nog bietjie siek wees in jou liggaam. Kom die Heilige Gees en vra hy, wat sal jy nog steeds doen? Wat is jy bereid om nog steeds te doen? Nogtans sal ek, en dit is die sinnetjie wat jy nooit in die hemel sal kan sê nie. Alhoewel het nou so lyk, nog steeds sal ek vir die Here lief wees, nog steeds sal ek hom dien, nog steeds sal ek hom aanbid. Al bid ek en niks verander nie, nog steeds. En dis waar Habakuk begin. Wil jy so vinnig neerskryf? Ons moet vinnig neerskryf, dan is die diens nie 2 ure nie. Amen, daar gaan ons. Nommer 1. Gebed met frustrasie. Ag, wonderlik man. Gebed met frustrasie. Skryf hom daar as 'n nommer 1 met die skrif. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie, skreeu ek tot u. Dit klink bietjie soos 'n tantrum, maar is seker nie regtig so gewees nie. Skreeu ek tot u geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis. Nou, my sis, ek weet nie of jy al so iets beleef het nie, maar wat is die woorde? Geweld, onreg, moeite, verwoesting, stryd, twis. Pragtige woorde. En hoe lang sal dit gebeur? Hoe lang sal dit so wees? Maar hierdie man, in gebed bring hy dit voor die Here, en ongelukkig, nooit weer in die toekoms nie, maar in die verlede, en dan is dit baie keer waar ons gebed eindig. En ons stap weg met 'n frustrasie, want ons het dit voor die Here neergelê, maar ek het nog steeds hierdie stryd, ek het nog steeds hierdie frustrasie, ek het nog steeds hierdie goed wat deur ek gaan. Al hoe meer sal die kerk van die Here in die nasies deur klomp goed gaan, deur klomp goed beweeg. En daar is frustrasie van omstandighede, my broer, my sis, daar is frustrasie van omstandighede, wat ek moet in die naam van Jesus teen staan, sodat dit verander. Daar is frustrasie van omstandighede, waar die omstandighede jou dienaar is, om jou te vorm. Dit is die tweede een. En daar is frustrasie, nommer 3, as gevolg van 'n geboorte wat deur jou moet kom, 'n geboorte wat elke vrou wat 'n kind gekry het sal getuig, dat daar 'n sekere oomblik van frustrasie is, van intensiteit, van iets wat moet gebeur, tot die geboorte van. Maar die woord frustrasie sal 'n primêre woord wees daar buite, al hoe meer. En mense sal antwoorde soek, en ja, die antichrist sal die mees fantastiese antwoorde gee. Vir eenheid, vir vrede, daai eenheid, daai beheer, daai eenheidsbeheersisteem, want oral is al die nasies, oral kan almal beweeg, so ergens moet daar 'n logiese antwoord wees, en dit gaan vrede bring, en soos wat die Bybel sê, in die begin gaan dit wow wees, ja, dit is die oplossing, dit is die logiese oplossing. Maar die kerk van Christus, my broer, my sis, waar gaan jy wees? Gaan jy halleluja sê dat die frustrasie verby is? Of gaan jy besef, daar is 'n frustrasie vir 'n geboorte? Daar is 'n frustrasie vir 'n geboorte, vir die eindtyd kerk, vir die bruid van Christus, wat moet reg wees vir die koms van die bruidegom. Mag Heilige Gees jou die insig gee om verby te kyk, verby jou situasie môre, sodat môre Christus gesien sal word in dit wat jy beleef. Amen. So kom nie net om die frustrasie weg te bid nie. Maar alhoewel daar frustrasie is, nogtans sal jy wat?
Nogtans sal jy frustreerd bly as jy daar opstaan. Mag dit nie so wees nie, in Jesus naam. Tweede een, staan op die regte plek. Sê vir jou buurman, staan op die regte plek. Weet jy nie weermag, ek was ongelukkig die langste een. Dan moet jy die vinnigste een wees. Want as jy as die korporaal jou jaag, dat jy daar gaan, en jy kom terug en jy is nie eerste dan staan die ander troepe en wag vir jou, want jy moet merker mos nou, jy weet, hallo, van wie van julle onthou dit? Jo, net so 'n bietjie druk. Maar jy beter staan op die regte plek, as jy op die regte plek nie staan nie, is daar moeilikheid. Wat is dit? Dis mos stupid man, hierdie masseer, hierdie ding van leer om op die regte plek te staan. Weet jy, as daar die oorlog is, beter jy op die regte plek staan. Beter jy op die regte plek val op die grond. Nie vir push-ups nie, maar dekking slaan. Jy beter op die regte plek wees. Andersins kan daar 'n klomp mense vernietig word, geskiet word, opgeblaas word. Maar so ook roep God my en jou, my broer, my sis, om op die regte plek te staan in hierdie stad, op die regte plek te staan in daai skool by die universiteit, daar tussen die ander boere, daar waar die Here jou geplaas het. Maar hoe gaan jy dit weet? Gebed. Wat sê hy? Die skrif, die is nommer 2, né? Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel. Die eerste die een wat ek net hierso al wat ek hier wil sê is, op my wagtoring wil ek gaan staan. Almal sê, op my wagtoring wil ek gaan staan. Ek wil gaan staan daar in my opinie. Nee. Jy wil nie gaan staan op 'n plek van jou opinie, op 'n plek van jou frustrasie, op 'n plek van jou teleurstelling. Ek staan in my seer, ek staan in my offense. Wat is offense in Afrikaans? Aanstoot neem. Daar waar ek my hart toemaak. Ek staan in hierdie hart wat ek toemaak. Ek staan eintlik in hierdie plek van negativiteit. Of jy staan op 'n plek met 'n verwagtoring. Wagtoring, kom ons sê die eerste deel is wag. Almal sê wag. Maar in wag is dit nie net van iets moet maar gebeur nie. In wag is daar die konsep van verwagting. Ek gaan staan op 'n plek waar ek 'n verwagting het dat God iets gaan doen. Hoofstuk 1, hy sê, dit help nie ek bid nie, dit help nie. Ek skree tot die Here, maar niks gebeur nie. Maar amazing, dis jou keuse, dis die oomblik van deurbraak. Wat jy besluit, ek sal gaan staan op die regte plek met 'n verwagting. So gaan dit wees. Die kerk van Christus in Bloemfontein en die nasie, ander nasies, gaan staan op 'n plek met 'n verwagting vir oop hemel, verwagting van die koms, Maranatha, bemoedig mekaar met die woorde, Maranatha, Jesus kom weer. Maar dit is ook môre, bemoedig mekaar met die woorde, dat Jesus gaan opdaag in jou situasie. Bemoedig mekaar met die woorde, dat Jesus gaan opdaag in daardie seer, in daardie teleurstelling, dat God jou wil genees. Bemoedig mekaar met daardie woorde. Aan die einde van die dag is dit al bemoediging wat ek en jy vir mekaar kan gee. Dus weet jy, Jesus wil opdaag in jou situasie. Die vraag is, gaan jy hom toelaat? Gaan jy op die wagtoring staan? Dit beteken, met jou gebed is dit nie net, ek bid en dit gebeur nie. Ek bid en dit gebeur nie. Hy sê, ek bid en dit gebeur nie, maar ek kies om te wag. Almal sê wag. As jy die woord lees en jy verstaan hom nie dadelik nie, loop jy weg met frustrasie. Ek verstaan nie wat die Here vir my sê nie. As jy iemand hoor praat, as jy getuienis hoor, ek verstaan nie mooi wat die Here wil sê nie. Loop jy weg of wat maak jy? Ons is nie 'n drive-through nie, né? So jou lewe met God is nie met alle respek gesê 'n drive-through. So 'n drive-through vanaand, dan maak jy die bou oop en dis so bietjie en is great. Jy gaan park daai kar. Waar's my Afrikaans? En jy gaan daar in die huis in. Dis nou nie 'n McDonald's huis nie, maar jy is met my. Jy kan nie met die arrogansie hê om by 'n woonhuis verby te ry te toet en verwag die kos moet vir jou gegee word soos 'n drive-through en dan gaan jy nie.
So vanuit respek gaan sit jy by die Here, want jy is nie by 'n drive-thru nie. Jy is by sy huis. Jy woon by hom, hy woon by jou. En vanuit respek sal jy gaan sit by hom en sal jy tyd neem op jou wagtoring gaan staan. Daai hoofstuk 1 is wanneer 'n ou op die punt is wat ek gaan nou net iets doen. Ek gaan nou net iets doen. Hier moet nou net iets gebeur. Hier trek ek nou 'n lyn. Dis hoofstuk 1. Dis daai woorde van nou eerste punt. Maar jou deurbraak is as jy kan verstaan hoe om op jou wagtoring te gaan staan. Dis nommer 2. Nommer 3. Staan met aandag getrou. Kom ons lees daai skrif weer. Dit is dan nommer 3. Kom ons gaan aan. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel. Dit is die ou vertaling, dit is ou Afrikaans. Op my skansmuur wil ek my stel. Wat beteken dit? Ek wil nie net gaan staan op my wagtoring nie en wag nie. Ek wil wag op 'n sekere manier. Daar's baie ouens wat wag en vanuit verwag raak hulle nog meer frustreerd. Vanuit wag kom daar nog meer goedjies in 'n ou op. En laat die Here maar toe om wanneer jy moet wag met die goedjies te deel wat by jou opkom. Nou nie julle nie, maar ek moes dit. Weet julle kan nou nie assosieer daarmee nie, maar jy weet, as jy moet wag, dan is baie keer dan kom daar 'n ding by jou op. Ek het dit al hierso genoem, Sefanja 3:17. Net voordat ek met Krearie begin het die Here daai skrif oopgemaak oor kreatiwiteit, oor passie, oor I rejoice over you with singing. I rejoice over you with singing. How much more dat ons vreugde in die Here is en oor wie hy is. Maar daai skrif en die Here sê vir my, vat die hele dag en sê die woord oor en oor. My broer en my sis, ek was geskok. Want na so 15 minute of net na 'n halfuur of 'n uur. Ja, voel ek, jy weet, hierdie skrif het nou gesak. Hy is nou 'n openbaring. Gaan sê 'n skrif bietjie vir 'n uur lank, die hele tyd. Nou nie vir my so heilig kyk as ek julle. Wat fout met jou? Gaan sê daai skrif vir 'n uur lank. En dan hou jy aan. En dan hou jy aan. Hou jy aan vir 'n dag. Ja, ek moes 'n klompie goed bely. En so terwyl die skrif wat jy spreek, terwyl die goedjies so by jou opkom, die frustrasie of die dit of die ander gedagtes, lê daai goed voor die Here neer. Laat die woord jou was en laat die woord jou was, dan gaan hy jou afwas van 'n klomp ander goedjies. Hallo? So wanneer jy skoon word, beteken dit vuil goed gaan. Né? Kom ons sê maar net jy daar in die modder gewees, daar so op die plaas of waar ook al. Ek onthou toe ons op die plaas was baie keer in die vakansies. Ja, dan is dit baie keer jy moet jou oordentlik afwas om skoon te wees. Nou my broer, my sis, mag die Here jou help om te verstaan hoe moet jy op jou skansmuur jou stel. Jy posisioneer jouself op 'n sekere manier. Op 'n sekere manier kyk jy. Kom ons vat nommer 3. Kyk speer met 'n doel. Kyk speer met 'n doel. Weer terug na daai vers. Hier gaan ons. Hierdie is nommer 3. Op my wagtoring gaan ek staan, op 'n skansmuur my stel en ek wil speer om te sien. Ek wil speer om te sien. Kom ons gaan terug na die een. Ek wil speer om te sien. Kyk speer met 'n doel. Daai woord speer is gee aandag. Gee aandag met 'n doel. My broer en my sis, as ek nie toelaat eerstens dat die Here hierdie hart was nie, dan kyk ek met 'n doel om daai ou uit te vang, dat hy gaan weer daai ding doen. Hy gaan weer so praat. Sy gaan weer my seermaak. Hy gaan weer my teleurstel. En jy kyk met 'n doel, maar jy kyk soos wat die duiwel in die hel seker maak jy moet kyk. Want toe die misleiding daar kom en Eva haar verkeerd posisioneer by 'n verkeerde boom, by die enigste van die duisende bome, daai een boom,
toe sy haarself daar posisioneer. Die skrif sê, sy het gekyk en gesien, die vrug was goed. Die versoeking was nie eersins die vrug nie, die versoeking was, soos wat ons al gesê het, daai redenasie, daai verkeerd posisionering, en hier kom die vyand en sê, jong, het die Here regtig dit gesê? Wat se vraag vra jy? Daai vraagteken wat jy sit agter situasies. Hierdie Habakuk het 'n klomp vraagtekens. Hy het 'n klomp vrae gehad, met 'n klomp vrae, met 'n klomp frustrasie. Maar wat maak jy met daai frustrasie? Wat maak jy met jou daai frustrasie? Jy gaan posisioneer jouself op 'n verkeerde plek. Jy gaan van die vrug eet wat die dood in jou bring. Jy gaan van die vrug eet wat daai dood in jou besigheid gaan bring. Daai dood in daai verhouding gaan bring. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Kry 'n vraagteken oor mense. Kry 'n vraagteken oor hom. En as jy die vrug van oordeel eet, weet jy, dan ontdek jy sommer nog 50 foute in daai ou. Net so oornag, gaan jou oë oop. Gaan jou oë oop. En jy kan sien wat die slang sien. Ongelukkig net wat die slang sien. Goeiemôre, is ons nog hier? Speer met 'n doel. Die Satan wil hê jy moet sien met 'n doel. Daar's 'n doel. Kyk, dink jy nie die Here hy wil nie hê dat julle soos hy word nie. Hy wil nie hê julle moet nou die kennis hê van wat is goed en wat is kwaad nie. Hoekom wil hy nie hê dat jy die kennis mag hê van wat is goed en wat is kwaad nie? Ek bedoel, come on. Kom ons kyk na hierdie saak met 'n doel. En hel het 'n doel met jou lewe. Maar prys God, hy het 'n doel ook met jou lewe. Hy het 'n strategie. Hy wil hê jy moet sien wat hy sien. Dis dan nommer 4. Julle skryf ons lekker neer. Daar sê amen, ek spreek dit. Sien, interpreteer, kom tot gevolgtrekking. Jy skryf hom so. Sien, interpreteer, kom tot gevolgtrekking. Nou daai skrif, moet hom nie so toe gaan nie, hou hom hier. Ek sal op my wagtoring staan, maar ek sal op 'n sekere manier staan. Ek sal my stel op 'n sekere manier. Ek sal kyk, maar hoe ek na die situasie sal kyk, die vraagtekens wat ek vra, die vrae wat ek vra, sal ek seker maak, ek sal nie soos Eva in 'n perfekte wêreld met daai vraagteken in 'n verkeerde rigting gaan nie. Die vrae oor ander mense, die vrae oor jou lewe, die vrae wat gaan maak dat die duiwels amen sê, of dat die hemel amen gaan sê, op wat jy sien, op jou interpretasie, op jou gevolgtrekking, want my boet, my sis, as jy nie die Heilige Gees hierso toelaat, om die regte interpretasie vir jou te gee oor wat jy sien nie. Ons sit hier, en party hoor dit, party hoor dat, party hoor veroordeling dalk, party hoor niks, party hoor openbaring, party, dit hang af, saam met wie jy nou sit, en 'n interpretasie en 'n gevolgtrekking wat jy maak. Hierdie is nog niks, maar dit hang alles af van jou gevolgtrekking, hang alles af van jou interpretasie. Ek bedoel man, Jesus het perfek gespreek in die midde van al daardie manne en vroue. Maar daar was 'n interpretasie van party wat gesê het, hierdie woord is te hard. Hierdie woord is te hard. Ons loop weg. En ewe skielik loop al hierdie ouens weg. Want hierdie woord is te hard, hierdie woord is te dit, hierdie woord is te dat. En Jesus kom en sê, maar wil julle 12 nie ook gaan nie? Hy kom nie en sê, dankie vir julle 12 wat bly nie. Hy vra, wil julle nie ook gaan nie? Want ek soek julle saam met my, as julle tot die gevolgtrekking kom, tot die interpretasie kom, dat julle verstaan wie ek is. En die interpretasie, in daardie interpretasie kom Petrus en hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. U alleen het die woorde van die lewe. Wow, maar almal het dieselfde gehoor. Almal het dieselfde gehoor. Almal het hom gesien. Nie die helfte van hom gesien nie, die hele Jesus gesien.
So dit moet sê. Almal het hom gesien. Maar die interpretasie, saam met wie, saam met watter gees. En dis waar die slang lekker kon saam interpreteer. Toe ons stel, toe ons gaan staan by daai boom, van kennis van goed en kwaad, wat jy jou stel voor jou redenasies, wat jy jou stel voor jou belewennisse, wat jy jou stel in jou omstandighede, of wat jy besluit, nee, ek stel myself voor God, maar al hierdie goed is progressie, my boet, my sis, oor die feit van stabiliteit, dis 'n sentrale tema van Habakuk, skryf hom daarvoor, hoog, groot, in die Bybel langs Habakuk. Het gaan oor stabiliteit. Stabiliteit. Hierdie profeet adresseer die feit van ja, se stabiliteit wat jy veronderstel is om te vestig in jou lewe. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Tot watter gevolgtrekking het jy gekom toe hierdie persoon dit gesê het? O, maar dit is 'n misverstand. Weet jy hoeveel mense kry seer met misverstande, met misinterpretasies? Misinterpretasies van body language, of van dit, of van gesig, of van hoe iets gesê is, of van wat gesê is, of hey man, hoe sê ons in die duiwel sit terug, eet sy popcorn en kyk na die comedy van 'n klomp Christene wat nie weet hoe om mekaar reg te interpreteer, wat nie weet hoe om te interpreteer wat die woord sê nie. Hy lees die woord en die man staan op en hy voel veroordeel. Die ander man lees die woord en hy hoor die Heilige Gees wat oortuiging van sonde bring. En maar die ander een, die aanklaer van die broeders, wat die interpretasie gee, veroordeling. So uit veroordeling stap ek weg van die kerk, weg van God, weg van die woord. Of ek lees dieselfde skrif en die Heilige Gees bring 'n oortuiging van bely jou sonde, erken wat jy gemaak het, was jy droog gemaak, en kom terug na die Here. Nader tot my, en ek sal tot jou nader. Amen. Sien, interpreteer, kom tot 'n gevolgtrekking. Baie belangrike punt. Ek weet nie meer wat 'n nommer is dit. Die nommer? Hierdie was nommer? Hier gaan ons, neem volgende een. Op my wagtoring, nee, sorry, hierdie is die skrif. Nog steeds is dit vir alles vers 1. Alright, volgende een. Antwoord, reageer, kommunikeer met God. Los hom net daar. Antwoord, reageer, kommunikeer met God. Die probleem is, wanneer ek tot 'n sekere gevolgtrekking kom oor hierdie broer van my. Jy weet, hy loop vanmôre hier by sy verby, hy doen nie klank, hy's 'n pro met klank. Hy sê vir Lourens, jy moet net mooi kyk, hierdie pastoor, hy soek baie bas. Hy soek baie bas op die klank. Interpretasie van wat ek soek. Hy was reg, alright. Maar hoe ons na mekaar kyk, hoe ek daai interpretasie vat, gaan maak dat ek my onttrek van jou. Ek het sekere kommunikasie. Goeiemôre, gaan goed met jou, en met my ook baie dankie. Maar vroeër was daar sekere hartskommunikasie. Ek sê nie, jy moet 'n verskriklike hart-oop kommunikasie met almal hê nie. Maar as jy tot die gevolgtrekking kom, my broer, dat jy kan maar in die week wara en op 'n Sondag dan hier nou maar hier. Julle jong mense ook, ja. Die ouer mense ook. Want in die week party net gaan sit en wag vir die lewe om maar met jou te gebeur, en op 'n Sondag dan lyk jy daarom so 'n bietjie opgewonde. Jy beter verstaan die doel wat God met jou het. Of jy 60, 70, 80 of 90 is. Wat is daai fase? Groot kanonne wat daarvoor dit moet opblaas. Die planne van die vyand, sodat die jong manne kan inbeweeg. Sodat die jong manne en die jong dames kan inbeweeg en die oorwinning hê, want die ou tannies en die ou oomies verstaan, hulle is groot kanonne en hulle gebede laat die strongholds of the enemy laat dit ontplof. Daai eenvoudige gebed van geloof. Verstaan wat is jou doel? Verstaan wat is jou roeping? Maar aan die einde van die dag, as jy nou jouself 'n interpretasie gegee het, loop nie weg soos wat die skare weggeloop het van Jesus. Die skare wat hom gevolg het en gevolg het en gevolg het en die volgende dag weer gevolg het en uitgevind het waar hy nou en weer gevolg het en weer gevolg het
En weer gevolg het, tot op 'n dag met 'n interpretasie en hulle loop weg. In plaas daarvan, om te sê, Here, wat bedoel U? Ek moet kyk, want ek kan nie net ongeskik wees nie, en op 'n disrespekvolle manier God antwoord, met God kommunikeer nie. Ek het hierdie klagte, ek het hierdie gevoel van frustrasie, gevoel van tantrum, gevoel van ek skreeu tot die Here en niks gebeur. Maar ek kies om op 'n respekvolle manier God te antwoord. Ek kies om stil te bly dan. Ek kies om te gaan wag. Ek kies om te gaan kyk op 'n sekere manier. Ek kies om die Heilige Gees te vra vir die regte interpretasie, vir die regte gevolgtrekking, sodat ek met die regte gevolgtrekking en interpretasie van 'n antwoord van die Here reg sal reageer. Kom ons vat daai vers. Weer eens. My wagtoring sal ek staan, skansmuur sal ek my stel, speer, om te sien wat hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord. Hoe moet ek God antwoord? So ek wil nie net praat nie. Dis 'n dwaas wat net praat, sê die skrif. Sit te wag voor jou mond. Ek moet 'n wag voor my mond sit, en ons weet dit, ons het al goed gesê, vir jou se man, vir jou se vrou, vir mense, vir wie jy lief is. Jy het al goed gesê, en na die tyd wat jy skaam is daaroor. Hallo? Wat van eers stil bly? Jy sit hierdie dinge neer, ek skreeu tot die Here, niks verander nie, maar jy gaan staan, en jy wag. Wanneer jy wag, bly jy stil. Wanneer jy wag, en jy wil hoor wat hy sien, jy wil sien wat hy sê, want daar ander een deel, jy wil sien wat hy sê, dis insig. Jy kan hoor wat hy sê, dis een ding. Baie het gehoor wat hy sê en het weggeloop. En die ander wat gehoor het wat hy sê, het gesê, hoe gaan ons hom doodmaak, hoe gaan ons hom doodmaak, hoe gaan ons hom doodmaak. Ons moet 'n manier kry om hom dood te maak. En die vlees in jou roep om dood te maak dit wat van die Here af is. Want daar is 'n stryd in ons vlees, sê die skrif. So jou omstandighede sê vir jou, daar is nie tyd nou nie, daar is nie tyd vir bid nou nie, daar is nie tyd, maar dis nie asof jy dit so dink nie, maar hy werk hier onder. Hy werk hier onder. Ek gaan staan, ek gaan stil bly met respek. Ek wil sy hart hoor, ek wil sy hart hoor, ek wil sien wat hy sê. Kom ons sê, ek wil sien wat hy sê. Dit beteken ek wil sy hart hoor, né? Jy wil nie verstaan wat hy sê nie, want jy gaan 90% van die kere, my boet, my sis, nie verstaan wat hy sê nie. Want God is die jaloerste God, wat wil hê jy moet afhanklik bly van hom. As jy alles verstaan wat hy sê, jy gaan loop en jou ding doen, want jy verstaan nou hoe die dinge werk, jy verstaan hoe alles werk, jy verstaan hoe daai trekke werk, jy verstaan hoe daai program werk. Maar weet jy, as jy weet die hart is dat ons, daai program gaan ons help met jou besigheid, jy gaan jou help met dit, maar jy het daai persoon nodig, wat by jou is, wat jou elke stap verduidelik, en dan weer verder verduidelik, want hierdie program is fantasties, maar jy gaan daai persoon maar langs jou moet hê, om vir jou te verduidelik wat jy moet doen, want jy verstaan nie die volheid van hierdie lewe nie. Ons gaan wow oor die volheid van die lewe tot in ewigheid. Maar op aarde gaan ons ontdek, stukkie vir stukkie van daardie lewe. Die grootste arrogansie is as ek dink, I've arrived. Ek weet hoe dit werk, ek weet hoe die lewe werk. Nee, volwassenheid is, ek het God nodig. Volwassenheid is, ek is afhanklik van hom. Ek het sy inspraak nodig. Dis volwassenheid, teenoor dwaasheid. Daar sê, volgende een. Onthou, respekteer, skryf neer wat hy sê. Ouens, dit staan in die Bybel. So, julle ouens wat niks neerskryf van wat ek sê nie, want julle onthou alles. Alright, prys die Here vir daai wonderwerke. Maar, wat sê hierdie skrif? As hy sê, onthou, respekteer, skryf neer wat hy sê. Jou tyd alleen met God, die getuienisse van toe jy klein was, het jy daai goed neergeskryf?
Weet jy, as jy waardering het vir dit, as jy dankbaar is teenoor God, as jy respek het vir wat God gedoen het in jou lewe, maak seker jy skryf dit neer. Dis nie manipulasie nie. Ek is ernstig. As iets waarlik vir jou belangrik is, gaan jy seker maak jy onthou dit. Jy gaan doodseker maak. As die woord gelees word, as die woord gepreek word, jy gaan seker maak jy onthou dit. Jy gaan dit nie altyd verstaan, jy gaan seker maak jy onthou dit. Kom ons sê, ek sal seker maak dat ek het onthou. So wat is die skrif? Na al hierdie 5 punte in die eerste vers 2. Toe antwoord die Here my en sê, die eerste ding wat hy sê, wat is die antwoord wat die Here gee? Skryf die gesig op en grafeer dit op tafel, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Hierdie man wag vir 'n antwoord. Hy besluit, ek gaan wag. Ek gaan op 'n sekere manier wag. Ek gaan op 'n sekere manier na die dinge kyk. Ek gaan sy hart hoor in wat hy sê. Ek gaan weet hoe om met maniere, op 'n respekvolle manier om te antwoord. En met al hierdie dinge, kom die Here en antwoord hom nie. Die Here gee nie vir hom antwoord. Hy sê eers, voordat ek vir jou die antwoord dan gee, maak seker jy gaan dit onthou. Maak seker. Skryf die gesig op. Skryf dit wat jy gaan sien. Skryf dit neer wat ek vir jou gaan gee. Dit waarmee ek jou gaan antwoord. As jy dan my stem wil hoor, as jy dan wil weet wat ek sê aangaande hierdie saak, kom ons besluit eers dat jy dit gaan neerskryf. Kom ons besluit eers dat as ek met jou gaan praat en vir jou gaan sê wat môre moet gebeur, as ek vir jou korreksie gaan bring, as ek vir jou gaan laat groei, as ek vir jou die mooi in die lewe gaan wys, as ek vir jou gaan vra hoe ek jou wil genees, hoe ek met jou op die pad wil stap, voordat ek dit doen, kom ons besluit dat jy gaan dit onthou. Kom ons besluit dat dit vir jou belangrik genoeg gaan wees, dat jy wil dit neerskryf om te onthou. Skryf die gesig op, grafeer dit op tafels. Gaan ons, volgende punt. Maak seker jy en ander weet hoe om te hardloop met wat God sê. Kom ons sê, ek sal seker maak dat ek en ander weet hoe om te hardloop met wat God sê. Hierdie skrif. Toe antwoord die Here en sê, skryf die gesig op en grafeer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Nie net stop en daar sit en dan niks doen met dit nie, maar terwyl jy besig is, weet jy wat, onthou jy wat God gesê het, sodat hulle dit in die verbygaan, daar waar jy hardloop met jou werk, ewe skielik is dit nie die vloek uit die hel uit meer nie, want dit is nie meer 'n verskoning van, ek kan nie hierdie tyd met God hê nie, ek kan nie hierdie tyd met die woord hê, ek kan nie saam met 'n boetie en 'n sussie bid nie. Ewe skielik is die werk 'n gawe uit God se hand, nie meer 'n vloek nie, want 'n verskoning is die vloek. Sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. So al vat jy 5, wat is die mooi woord vir nuggets, 5 punte nou. Wat het God vir jou vandag gesê? En jy vat daai 5 punte van 5 kort sinnetjies. Of al is dit net hierdie hoofpunte wat daar neergeskryf is. En jy gaan hierdie week seker maak dat jy loop het. Jy leer dit. Jy ken dit. Jy verstaan dit. Jy weet van stabiliteit. Alhoewel dit gebeur, nogtans sal ek die Here loof. Nogtans sal ek getrou wees. Nogtans sal ek op hom fokus. Nogtans sal ek 'n verwagting hê. Nogtans sal ek wag. Nogtans sal ek hoop op God. Nogtans sal ek na hom kyk. Onthou daai sinnetjie. As jy glo, dis die moeite werd om te onthou wat God sê. Maar God sê, hy wil net met jou praat, as jy dit verstaan. Want die wat respek gehad het vir wat hy sê, hulle lewe het verander. Die ander het alles ook gehoor, maar hulle het nie respek gehad vir dit nie, en hulle het weggeloop. Because what am I going to get out of this? Maleagi, ons het elke week in hierdie tyd, vat ons elke profeet op sy eie. Kyk asseblief die vorige lering, as jy dit gemis het. Maleagi, wat hulle gevra het, wat help het om God te doen? God te dien. What do we gain out of this? As ek nie iets kry nie, kom ek nie weer nie.
sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Right, volgende een. Dan gaan ons. Wag op hom vir die antwoord. Nou ja, ek bedoel, dis ons nou logies. Dis nou wat die vorige een sê. Maar, kom ons kyk die skrif. Wag op hom vir die antwoord. Julle het hom geskryf? Wag op hom vir die antwoord. Vers 3. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd. Maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, almal sê vertoef. Wag, almal sê wag. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versyn nie. Daar sal 'n antwoord wees. Jy sal sien wat God vir jou het. Jy sal, as jy daai verwagting het, en die Here gaan nie hierdie sê, as hy nie weet, dat die versoeking gaan daar wees om te quit. Jy maak 'n regte keuse, en oor 'n môre dan is jy teleurgesteld, jy is moedeloos, want jy het weer geval met dit, of jy weer geval met dit, of jy het weer negatief geraak, of jy het weer... Die Here sê, al vertoef dit gaan kom. Jou deurbraak gaan kom, jy moet my sis, jou deurbraak gaan kom. Dit wat God vir jou het, dit gaan kom. Maar die vraag is, gaan jy vertoef, gaan jy wag, gaan jy respek hê met 'n verwagting vir sy antwoord? Posisioneer jy jouself op so 'n manier dat jy bereid is om neer te skryf, dit neer te grafeer, dat jy, dis die moeite werd om die antwoord te onthou. Dit besluit jy voor die tyd. Dis die moeite werd om, as jy die woord hoor, dit te onthou. Dis die moeite werd as iemand preek, as iemand praat, as iemand getuig, as iemand met jou deel wat in sy lewe aangaan volgens die woord wat die Here in sy lewe doen. Dis die moeite werd om dit te onthou. Dis jou keuse voor die tyd. Die CEO, die baas van jou werk, roep jou en sê, hier's indringende besluite wat kom. Ons gaan 20 dinge aan aandag moet gee. Maak seker dat jy dit onthou. As jy 9 breinselle het, gaan jy iets bring en jy gaan seker maak dat jy dit onthou. Jy gaan dit of record, of jy gaan weer later na die recording luister, of jy gaan dit neerskryf, maar jy gaan seker maak dat jy onthou. Want jy glo hierdie CEO is nie 'n mampara nie. Nou met alle respek gesê, wie is God in jou lewe? En wanneer hy praat deur sy woord, wanneer hy praat deur boeties en sissies, wanneer hy praat deur die omstandighede, mag die Here ons help. Mag die Here ons help. Habakuk, stabiliteit. Dit hang af ook hoeveel respek het jy vir die Here. Dit hang af hoeveel respek het jy vir die Here in die midde van jou frustrasie, in die midde van jou skreeu, in die midde van, dit hang af van hoeveel respek het jy vir God. Dan sê, dit is daai ene, volgende ene, weet nie wat sy nommer is dit nie. Wandel met geloof en statuur. Nou, jy vat die antwoord. Jy vat die antwoord. En in die verbygaan moet jy verstaan. Jy moet terwyl jy hardloop, ja, dit moet die dinge gebeur. Maar nou sê hy, dit gaan nie net kom nie. Die antwoorde gaan nie net daar wees nie. Môre gaan dit nie net dadelik wees, bom bom, en die deurbraak is daar nie. Great, dan het jou geloof gewerk. Weet jy wanneer werk jou geloof? As jy bereid is om te kan wag en jy is nog steeds getrou. Dis geloof. Dis geloof. Dis geloof. En God sê, sal ek nog daardie geloof vind op aarde wanneer ek kom? Geloof wat bereid was om te wag, ten spyte van. Sal ek nog daardie geloof op die aarde vind die dag met my wederkoms? Wandel met geloof en statuur. Skrif is, kyk, sy siel is opgeblaas in hom en nie reg nie. Maar die regverdige sal deur sy geloof sal hy lewe. Die meeste van die ander vertalings wandel en nog 'n klomp ander verse wat julle seker ken, wat praat van wandel. Wandel is nie net ek stap van hier tot daar nie. Wandel is jou lewe waar hoe jy beweeg, hoe jy vandag beweeg. Jy beweeg in jou hart nou tot net nou. Van toe ons begin praat het tot net nou het jy beweeg. Beweeg om nog minder te luister, om nog minder te hoor, of beweeg om aangeraak te word deur die woord van God. In die lof en aanbidding het jy beweeg, het jy gewandel in jou hart, het jou hart beweeg van moedeloosheid na geloof, van teneergedruktheid na oorgawe,
van belydenis na vergifnis. Elke dag beweeg jy, elke dag beweeg daar die hart, beweeg die gemoed, beweeg die voete, beweeg die styl, die maniere, die manier van spreek, en word jy iets. Bitter of beter, né? Bitter of better, maar veronderstel om van heerlikheid tot heerlikheid, van mooiheid in God, die mooiheid van die lewe, na meer van die mooiheid van die lewe. Dis van heerlikheid tot heerlikheid. His glory to more of his glory. Van krag tot krag. Ek werk en ek voel net meer moeg en meer moeg en meer moeg. Ergens moet ek daai Sagaria 4:6, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees. Want as dit die gees van God is, wat in my werk, wat met my werk, en ek werk met die gees van God, dan gaan dit van krag tot krag wees. Dan sal dit so wees. Halleluja. Word vervul met die kennis van die heerlikheid van God. Word vervul. Kom ons sê, ek sal vervul word met die kennis van die heerlikheid van God. As ek vervul word met die mooi van die lewe. Dis nie net informasie nie. Die kennis van die heerlikheid van God. Daai kennis is waarheid wat jou vrymaak. Dis waarheid wat jou vrymaak. Dis kennis wat jy mee 'n verhouding het, as ek so kan sê. Daai kennis leef in jou. Dis nie net informasie. Daar's baie informasie wat oom Google en tannie Siri en ek weet nie wie nog vir jou kan gee. Maar jy het nie 'n verhouding met Google nie. Of wat sê jy AI goed vandag? Daai al die chat stories, nee. Nou, jy moet seker maak hierdie, wat sê goed, Chat GPT, dit is van Gauteng af. Okay. Nou hierdie moet 'n chat wees. Die woord moet 'n chat wees, met alle respek gesê. Die woord moet die kommunikasie wees. Amen. Soos wat jy met daai ding praat en daai ding praat met jou, moet jy seker maak dat die woord met jou praat en jy met die woord praat. Dat 'n reaksie van jou is. Want jy is nie ongeskik nie. Jy is nie ongeskik nie. Jy sal reageer tot die woord. Daai lady, hy sê daar so, jy praat met hom, hy ignoreer jou. En hy ignoreer, en jy praat met hy ignoreer. Wat gaan jy doen? Jy gaan dalk vir hom sê, hey, gee aandag. Wees ten minste respekvol. Jy weet? Ek het nog al die pad net heilig gereageer. Net jy. Hy maak so. Hy speel veilig, hy sê nie so nie. Okay, word vervul met die kennis van die heerlikheid. Die kennis van al die antwoorde, dat jy die logika verstaan van wat God doen. Nee, die kennis van hoe mooi die lewe is. Heerlikheid is God se mooiheid, is God se skoonheid. It's his glory, it's his splendor. Jy word vervul met die mooiheid van die lewe. Die kennis van die mooiheid. Almal sê die kennis van die mooiheid. En wat beteken dit? Die kennis van die waarde. Wat het waarde? Baie keer dan as die ouer mense wat nou oud word, 60 is nog nie oud nie, maar as jy hierso so oor 85 gaan, daar ergens, ja, dan is jy nou nie meer ouer. En wat sê hulle? Dan ewe skielik het hulle 'n kennis van wat het waarde gehad, wat het nie waarde gehad nie. En baie keer is daar spyt oor hoe ek net gejaag het, ek is so besig, en ek het so hierdie werk, en dan voel ek is so belangrik, nee, niemand voel so nie, maar so verantwoordelik intussen, vir wat die hemel, nie wat die hel nie, het jy so gejaag en te kere gegaan. Die skrif sê, wat woel die nasies? Kom ons, blaas 1000 manne op, manne van vrouens, pa van kinders, sodat ons 5 kilometer se grondjies van Oekraïne gevat het. Belaglik. Ons oordeel hulle nie, né? Maar hoe? Maar vat jy nou so 'n bietjie van my lewe? Papi, wat gebeur dan? Wacht hier onsself.
Okay. Is julle met my? Word vervul, vol. Jy's vol van dit wat waarde het. Soos daai ou tannie wat sê, weet jy, hierdie ding het waarde gehad in my lewe, maar hierdie ding was waaragtig tydmors. Kan nie glo, ek het soveel van my lewe net tyd spandeer aan dit, en so min tyd aan hierdie een, of aan my maatjie, of aan dat, of aan die woord van God, of aan, hallo, mag die Heilige Gees jou vandag daai insig gee, dat jy hierdie week gaan sit en sê, Here, wys vir my, wat het waarde, wat het nie waarde nie. Ek wil vervul word met dit wat volgens U waardevol is. En dit is jy wat vervul word met die kennis van die heerlikheid van God. Right, ons gaan hom aan, al hierdie skrifte so volg op mekaar in die hele progressie van wat die profeet praat met die volk. Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. No, meneer, hoe nou? Want die skrif sê, daar gaan meer dwaling wees, die meer en meer twak en gemors gaan geglo word. Meer en meer sal die mense mislei word. En weet jy, jy gaan nie al die antwoorde vir al die misleiding vir hulle kan gee nie. Jy gaan nie vir hulle al die verduideliking kan gee nie. Maar jy gaan begin weet, dat jy weet, wat het waarde, wat het nie waarde nie. Die kerk gaan weet, wat is kosbaar en wat is nie kosbaar. Die kennis van die heerlikheid. Jy gaan weet, wat het waarde, wat het nie waarde nie. Daai wysheid gaan God sy kerk gee, al hoe meer, as ons intrek, onthou al hierdie beginsels, ek herhaal hom ons nou nie weer nie, nee. Ja, ons het hom, volgende een, amper vir 'n landing, swyg met verwagting, almal sê swyg met verwagting voor God, nie vanuit moedeloosheid. Weet jy of jy dit vir jou vrou moet sê nie, swyg met 'n verwagting vir jou man. Hy sal weet wat om te doen. Al die mans moet nou gesê het, amen. Swyg met verwagting voor God. Swyg met 'n verwagting voor God, nie vanuit moedeloosheid. Ouens, hoeveel ouens wat passievol vir die Here was? Dis nou nie ek en jy nie. Ons is nog steeds so passievol soos wat ons was in die begin. Amen. Ons spreek dit. Okay. Laat dit so wees. En nog meer passievol. Maar wanneer jy moedeloos raak, dan is dit asof jou stem, jou getuienis word stil. Jy het gepraat oor die woord. Jy het gepraat oor die goedheid van die Here. Jy het gepraat oor al hierdie dinge. Wat het daarvan geword? Het jy begin swyg as gevolg van moedeloosheid? Nee. Dis nie daai swyg nie. Daai swyg voor die Here is, ek lê hierdie ander goedjies neer. Ek het 'n verwagting van wat U gaan sê. Ek het 'n verwagting van wat U gaan doen. Ek gaan nie my verwagting verloor nie, want party wat hulle verwagting verloor, swyg ook, maar hulle word stil, die getuienis word stil, die gebed word stil, die woord van God word stil in hulle lewe. Dit is wat kan gebeur, as Habakuk 1 vers 2 en 3 aanhou, en jy nie na Habakuk 2 se keuses toe hardloop nie. Dan hierso na aan die einde van Habakuk 2, laaste vers, dan hierdie swyg gaan wees vanuit moedeloosheid. Ek het nou genoeg gebid, ek het geskree tot die Here, ek het geroep tot God, niks het gebeur nie. En ek word stil, maar ek word stil in my verhouding. Nee, dit gaan nie so wees nie. Swyg met 'n verwagting, die skrif sê, maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde. Kom ons sê, die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde. Wat sê dit? God is hier. God weet waar hy moet wees. God is in sy woning. Voete is die voetbank, die aarde is die voetbank van sy voete. Die hemel het hy uitgesprei. Hy hou die hemel in sy hand. God is so groot as hy die skepping in sy hand hou, maar tog kom woon hy, het hy begeerd om in hierdie stoffie van 'n triljoenste van 'n stoffietjie teenoor die skepping. Wil hy daar in jou en my kom bly? Dis sy begeerte. Hy is in sy woning. God het jou nie verlaat nie. God is nie op 'n verkeerde plek nie.
Jy is dalk op 'n verkeerde plek en jy moet na die regte plek toe kom op jou wagtoring. Maar God is nie op 'n verkeerde plek nie. Hy is waar hy nog altyd was. En hy sal nie sy rug op jou draai nie. Hy sal nie sy rug op jou draai nie. Hy's daar. Maar kan jy nou net stil bly? Hallo, met 'n verwagting. Met 'n verwagting. Hoor en staan verbaas oor God se grootheid en werke. Hoor en staan verbaas. As jy nou hierdie keuses maak, my boet, my sis, dan sal jy dit hoor, en jy sal verbaas staan oor God se werke. Job, hy hou aan met die klagte, 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 en al die redenasie, en die vriende redeneer met hom, en die ene redeneer met hom, en vrou sê, man, vloek God en sterf. En toe kom die profeet, die jong man, en hy sê, ek is nou te vol woorde. Hy sê ons, ek is so vol woorde, ek kan dit nie meer inhou nie. Maar prys God, dit was die woorde van God. Hy was so vol woorde, beteken dat ons te veel vol ander woorde. Nee. Maar hy is so vol van, ek kan nie meer stil nou nie, vergewe my, ek is nou die jongste onder hierdie klomp, maar hierdie Eli, hierdie profeet, sê vir Job, maar Job, en wat sê hy? Staan stil, en aanskou die wonders van God. Sê vir jou buurman, shut up. Nee, moet nie dit sê nie. Maar jy moet maar vir die vlees beteken sê, shut up. Staan stil. Maar as jy nie gaan stil staan nie, gaan jy nie die wonders van God kan aanskou nie. En toe hy God gesien het, toe sê hy, ek sal stil bly. Kom u en leer u my. Sê Job. 'n Dwaas maak net sy mond oop en sê wat hy wil. God het jou wysheid gegee, my broer, my sis, mag God se wysheid jou woorde en jou keuses beskerm. Kom ons sê, Here, beskerm my keuses en my woorde met u wysheid. Vra jy dit nie, soek jy dit nie, jy hoef nie dwaasheid te vra nie, hy sal sommer van self kom. Hy gaan sommer van self kom. Hoor en staan verbaas oor God en sy grootheid en werke. Die versie is, Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe. Ons is net by hierdie eerste een. Ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Dit praat van, in die Engels praat, I've heard about your fame. Your fame, geef my Afrikaanse woord vir fame. Ek het gehoor van die roem, ek het gehoor van die grootheid, ek het gehoor van die wow, van wat u kan doen. Soos die volke wat gevrees het in Kanaan, al die reëse wat gevrees het, want hulle het gehoor van die roem van God, hulle het gehoor wat God gedoen het aan die klomp Egiptenare. Daai gerug was die Israeliete vooruit. Hierdie man sê, en ek het gevrees, nie gevrees soos die duiwel wat wil wegvlug nie, ek het respek vir u. Daar was net 'n respek vir u. Wow. I've heard of your fame, and I stand in awe. I stood in awe. Maar as ek so vol van my eie woorde is, so vol van hierdie skreeu, vol van hierdie, ek sien geweld, en ek sien al hierdie stryd, ek sien hierdie twis, en die twis is in my, en die stryd is in my, en die geweld is eintlik hier in my. Boelie die mooi wat in my is. Jou vlees kan die mooi wat in jou is, boelie man. Nee, waarom gaan jy daai boelie toelaat? Nie meer nie. Almal sê nie meer nie. En ek het gevrees, ek het respek vir u gekry. Daar sê, ons het 3.2. Volgende een. Doen dit weer, dis dieselfde vers, maar doen dit weer, wys dit. Dat jy het mos daai, daar is so lied en daar is so ding wat mense nou sê, do it again, Lord. Jy het al gehoor. Dis een van die skrifte waarvan dit kom. Doen dit weer, wys dit, maar met ontferming. Asseblief, Here, but with mercy. Want ons het gesien wat het al gebeur. Ons het gesien hoe ouens gestraf is. Ons het gesien hoe mense moes op hulle knieë gedwing word. So asseblief, Here, wys wie u is. Wys wie u is, maar asseblief met ontferming oor ons lewens. Met ontferming, with grace, with mercy. Doen dit weer, wys dit, en mag jy dit bid, my boet, my sis, mag jy dit bid. Daai wat die Here gedoen het,
Here, kom doen dit weer in my lewe asseblief. Wek opnuut in my. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Herlewing. Begin met her. Almal sê her. Herlewing is kom terug tot die lewe wat God vir jou eintlik gegee het wat in jou gees is. Dis herlewing. Doen dit weer. Wys dit, maar met ontferming. Ons soek herlewing, Here. Die vers is nog steeds. Ek het die tyding aangaande u verneem, ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe. En die vertalings praat dit van om dit weer te doen in die midde van die jare. Toosius het vir ons mooi digterlike vertaling gegee. Roep u werk in die lewe. Roep dit weer in die lewe. In die midde van ons jare nou, in die midde van die jare, laat dit bekend word, maar as daar waar ons verkeerd is, Here, dink aan ontferming, mag dit jou gebed in nederigheid wees, mag dit jou gebed van gebrokenheid wees, jou gebed van nederigheid wees, asseblief my broer, my sis, right, ons gaan, volgende een, hier is ons laaste 2 verse in die boek, jubel in omstandighede, of jubel in die Here, wat in my omstandighede is. Ja, julle moet omvang. Dit is baie belangrik. Ons dink baie keer, ons moet net jubel in die omstandighede. Jubel in omstandighede, of jubel in die Here. Almal sê in die Here, wat in my omstandighede is. Wanneer ek jubel in die Here, ek wag op die antwoord, maar ek wag eintlik op hom, want hy is die antwoord. En as ek hom het as die antwoord, dan vloei antwoorde sommer die hele tyd. Ek het die bron van antwoorde by my. Sy naam is Jesus Christus. Het jy Jesus Christus en bly jy genoeg stil dat hy kan praat, is daar 'n oorvloed van antwoorde wat in jou is. Kom ons sê, daar's 'n oorvloed van antwoorde. Deur die een wat in my woon. As ek net sal stil bly. Jubel in die omstandighede of jubel in die Here wat in my omstandighede is. Want jy moet weet, God is met jou in daai plek. Jy's in Christus, Christus is in jou. Jy's nie eers in die omstandighede en die omstandighede is in jou nie. Dis die probleem. Jy's in omstandighede en dan vat jy die omstandighede en dan sit jy daai omstandighede in jou. Jy sit dat daai ding jou mislik maak, dat daai ding jou gefrustreerd maak, dat daai ding jou geïrriteerd maak, dat daai ding maak dat jy kompromie. Ja, dan dink jy, dis alright. Stupid besluit. Jong mense, ek kan dit doen, Sondag, hoe daai kleerling gesê daar so in Kimberley, Sondag sendeling, Maandag elendeling. Jy weet, een van die petroljoggies. Nee, dit kan nie so wees nie. Almal sê nee. Okay, dit gaan nie meer so wees nie. Right, volgende een. Nogtans, dis waar die nogtans inkom, nogtans, sal ek jubel in die Here, sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van my verlossing. My heil is my verlossing. Ek sal jubel in die Here, en tensy jy sê, jy is op pad hel toe, jy is nie meer in die Here nie. Maar as jy in die Here is en die Here is in jou, dan is daar altyd 'n jubel moontlik. Dan is daar 'n jubel nou. Dan is daar 'n jubel net nou. Is ons hier. Dis hoekom ek nou net daar so die punt gesê het van jy jubel in die Here wat in jou omstandighede is. Maar kom ons besluit ek ignoreer God. Ek gaan nie aan hom aandag gee nie. Ek gaan hom ignoreer. Dan is dit jy in jou omstandighede. Dan is dit nou die realiteit. Maar jy besluit, gaan jy die waarheid glo, dat die realiteit is, jy is in Christus in die omstandighede. En jou jubel is in die Here. Amen. Nogtans, al gebeur aan niks. Daai vorige verse ken julle mos nou al. Nee? Al verander niks. Hierdie ou het gesê, ek skreeu, omdat daar niks verander nie. Ek skreeu en niks gebeur nie. Ek bid en dit help nie. En aan die einde kom hy en sê, al verander niks. Nogtans gaan ek wat doen? Skreeu.
Nee. Nogtans gaan ek nou besluit, ek jubel. Want daar was tussen daai skreeu en tantrum en hierdie jubel in alle omstandighede, wanneer niks verander nie, is daar iets. Daar's 'n wagtoring. Ons 'n wagtoring. Laaste een of tweede laaste een, daar gaan ons. Met God as my sterkte, maak hy my voete soos 'n ribbok. Die ou vertaling, herte. Ek het gedink dit pas, as my sterkte, maak hy my voete soos herte. Maar, soos 'n ribbok. Met God as my sterkte. As ek toelaat dat hy my sterkte is, my broer, my sis, dan blaas jy nie as jy daai groot berg moet uithardloop nie. Dan is dit nie 'n geblaas nie. Dan jy nie naderhand meer asem nie. Jy het meer asem, die asem van die Heilige Gees. As ek dit nou lekker spiritual maak. Die asem van die Heilige Gees. Met God as my sterkte maak hy my voete soos 'n ribbok. En ribbok, onthou julle, hier is so 2 of 3 wat dit gaan onthou, toe ons hierdie reeks gedoen het, 98 jaar, daar sy meal chocolate vir jou na die tyd. Goed. Daai herte, daai bok, het julle daai goed gesien, wat so op daai stylte is ook so. En dan gaan hy so. Kyk af en dan gaan hy. So. O nee, hy gaan nie. Hy gaan so. Tuk, 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 tuk. Almal sê tuk, 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 tuk. Alright, nou sê dit as jy dit bedoel, maar nou nie ongemaklik voel nie. 1, 2, 3. Tuk, 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 tuk. Ons wag, almal. 1, 2, 3. Tuk, 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 tuk. Wow, ons wag nog hier. 1, 2, 3. Tuk, tuk, tuk. Hierdie manne, jy weet. Alright, al die manne. 1, 2, 3. Tuk, 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 tuk. Wow, nee, nog steeds nie. Al die manne. Tuk, 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 tuk. Miskien gaan dit help. Ja, jy weet. Jou voete is veronderstel om soos daai bokke. Dink, gaan kyk sommer 'n video van dit. Maar so, as God jou sterkte is, wat ook al jou uitdaging is, my boet, my sis, môre jou uitdaging, môre jou uitdaging, môre jou uitdaging. Onthou, tuk, 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 tuk. Dan gaan jy nie, dan gaan jy. Dan gaan jy. En jy kyk na daai bok en jy kan nie glo hoe daai bok daar aangaan nie. Huh? En God sê, so maak het. So maak hy. Alright. Laaste een. Want hierdie, die Here is my sterkte, hy maak my voete soos die van herte, dis dan die ribbokke, en hy laat my tree op my hoogtes. Volgende een, dis die laaste een. Staan op wagtoring, en jy sal staan op jou hoogtes. Kom ons sê, staan op wagtoring, en ek sal staan op my hoogtes. Dis die laaste vers in die boek. As jy op jou wagtoring staan, dan alleenlik sal jy staan op die hoogtes wat God vir jou geskep het. Jy gaan op baie hoogtes kan staan. Ek bedoel, Satan het vir Jesus op hoogtes gevat. Hallo? Met sy last shot, sy beste, kom ek draai hierdie laaste een. Hy vat hom na die hoogtes sien, wys hom die koninkryke van die wêreld en sê, ek gee vir jou dit. As jy net vir 'n oomblik buig voor my. Die Satan kan jou vat op jou hoogtes, hoor. Maar as God jou sterkte is, sal jy gaan na die regte hoogte. 'n Hoogte waar jy perspektief het. Wagtoring waar jy bo jou omstandighede. Wagtoring waar jy bo op jou omstandighede afkyk na jou situasie. Maar God sal jou vat na jou hoogtes. Daai versie is, weer eens, hy laat my tree op my hoogtes. Hy laat my tree op my hoogtes. Gaan kyk na die verskillende vertalings. Hy laat my tree, hy laat my kom. Ek het die vermoë. Hy sê in die Amplified, ek het die vermoë. Hy gee my die vermoë om te staan waar God my wil hê. Staan bo jou omstandighede. Hy laat jou die vermoë gee dat jy oorwinning het. Oorwinning met jou besigheid, oorwinning in jou verhoudinge, oorwinning oor jou perspektief oor die toekoms. Dat jy 'n verwagting het vir jou toekoms, vir jou kinders, jou kleinkinders. Maar mors nie jou destiny vir jou kinders op nie. Deur jou negativiteit. Deur hoe jy na die dinge kyk. Mors nie die toekoms van jou kinders op nie. Meer as wat die duiwel dit kan doen, kan jy dit doen. Met die vloeke wat jy spreek, daar's nie 'n toekoms vir my kinders nie. En al die duiwels in die hel sê, amen, op wat daai pa sê oor sy kind. Maar God se wysheid jou hou. Maar God se wysheid jou hou. Here, kom en doen 'n ding. Here, ons het U nodig vir hierdie stabiliteit. Vir hierdie statuur om te kan sê, maak nie saak wat nie. Al verander niks.
Nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van my heil, van my verlossing. Here, U kom en U gee vir my al die deurbrake. Ons dank U daarvoor, Vader. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Ek bid, Heilige Gees, dat U met elke man, elke vrou sal praat in hierdie plek. Met hulle sal praat in hierdie plek, Here, oor hierdie punte. En Here, dat Heilige Gees, dat hulle sal oortuig, waar die vyand wil hê, hulle moet dit vergeet. Bid ek dat dit vir hulle so belangrik genoeg sal wees, dat hulle dit sal oordink en sal kyk hoe om dit toe te pas in my en in elkeen van ons hier se lewens. Help ons daarmee, Vader. Ons vertrou U daarvoor in Jesus naam en daarin naam alleen. Amen. Amen.